Die Tshwane Metro het in die 2024-25 boekjaar meer as R37 miljoen aan salarisse uitbetaal aan geskorste werknemers wat steeds wag vir hulle dissiplinêre verhore. Nou, volgens die Vryheidsfront Plus dui die vertragings op ernstige administratiewe tekortkominge en moontlike misbruik van eksterne regsfirmas, terwyl belastingbetalers die koste dra. Rishay Grebe, VF+ raadslid van die Tshwane Metro, raadslid nou by ons aan. Goeiemôre Rishay. Goeiemôre Susan en goeiemôre aan die luisteraars. Ek wil net eers seker maak van hoeveel werknemers praat ons hier wat tans geskort is en wat wag vir hulle dissiplinêre verhore. Daar's 'n totaal van 27 werknemers wat geskort is op die huidige oomblik, waarvan 23 van hulle al langer as 3 maande geskort is, wat bydra dan daartoe vir hierdie bedrag. En wat is die tydlyn vir wanneer 'n personeel dan geskort word tot hy veronderstel is om sy dissiplinêre verhoor te kry? As mens gaan kyk na die wet en die redes vir die verskorsings en goed gewoonlik, is dit om 'n ondersoek te doen wat dan afgehandel moet word, wat binne 3 maande moet gebeur onder normale omstandighede. Rishay, is daar enige aanduidings of enige bewyse dat kontrakteurs of amptenare doelbewus verhore vertraag om finansiëel daarby te baat? Wel, daar's nie regtig bewyse daarvan wat tot my beskikking is op die huidige oomblik nie, maar dit is baie duidelik uit hierdie tydlyne wat daar gevolg word, om te sê ja, dat hierdie goed vertraag word, want dit kan nie so lank vat om enige ondersoek afgehandel te kry en hierdie inligting beskikbaar te maak vir die doel van die afhandeling van hierdie sake nie, intern. Rishay, beskik die Metro oor voldoende interne kapasiteit om hierdie verhore self te hanteer, eerder as om van eksterne regsfirmas gebruik te maak? Susan, ja, ek glo dat daar's ontsettend baie van ons amptenare wat aangestel is, veral in die dissiplinêre kant, wat hierdie goed kan hanteer en gekwalifiseer is daartoe om hierdie sake te kan hanteer intern. Maar dit blyk maar uit die inligting wat daar beskikbaar is en die firmas wat deelneem aan hierdie hele proses, dat dit baie makliker is om dit net ekstern uit te plaas op na die groepe toe wat hulle gebruik maak om hierdie goed te hanteer. Rishay, mens sit aan die een kant met arbeidswetgewing wat vereis dat daar sekere prosesse en protokolle gevolg word wanneer personeellede geskort word. Aan die ander kant sit jy met R37 miljoen wat uitbetaal is aan hierdie 27 geskorste werknemers. As 'n mens dink aan hoe jy hierdie geld beter kon spandeer en hoe dit aangewend kan word ten opsigte van dienslewering aan die inwoners wat betaal vir hierdie geskorste amptenare. Dit is verseker so, ja. Daar is hierdie 27 werknemers en ons weet nie presies aan watse afdelings hulle werk of wat nie. Dit is van deel van die inligting wat ons nou gevra het om beskikbaar gemaak te word, sodat ons kan baie basies vasstel om te sê ja, waar hierdie ouens werk en wat se bydrae hulle kon gemaak het tot die verbetering van dienslewering aan ons inwoners, wat tot die voordeel kan wees van die inwoners van die stad. Mens kan nie net R37 miljoen spandeer aan 'n salaris en R0 terugkry in dienste. Wat is die stappe wat die Vryheidsfront Plus oorweeg om te neem, om 'n ondersoek in te stel waarskynlik, om te kyk, is daar korrupsie by betrokke? Wat is die Vryheidsfront Plus se planne? Wel, heel eerstes het ons vir die MMC van korporatiewe dienste, Kolofelo Morodi, het ons vir haar 'n skrywe gestuur om te vra dat hierdie inligting vir ons kan beskikbaar gemaak gaan word en verdere ondersoek of verdere opvolg sal kom nadat hierdie inligting eers vir ons beskikbaar is. Hy wil nou nie die perd agter die kar sit of die kar stoot en dan die perd na die tyd bring nie. Eers inligting eerste en dan die nodige stappe wat gevolg moet word om te gaan kyk hierna en dan verdere ondersoeke wat sal kom. Rishay, baie dankie vir jou tyd. Hou ons gerus op hoogte van hoe sake vorder om dalk weer op 'n volgende geleentheid net terugvoer te gee. Maar ek waardeer dat jy jouself beskikbaar gestel het. Mooi dag verder. Mooi dag vir julle en baie dankie Susan en ek sal so maak. Lekker dag aan al die inwoners ook. Dankie vir jou ook. Rishay Grebe is die VF+ raadslid in die Tshwane Metro Raad.